Goeiedag en baie welkom weer by jou dagstukkie van Lewe Lig, dag 348. Psalm 91 vers 14. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Paniek kyk na moontlikhede. Geloof hou vas aan God se sekerhede. Wat gaan jy doen? As 'n mens net vir 'n paar minute deur die nuusmedia blaai, voel dit amper of die wêreld besig is om in stukke uitmekaar te val. Oorlog hier, spanning daar, dreigemente van nog konflik op ander plekke. En soos ons tydens COVID gesien het, is daar ook hoop teen strydige inligting en doelbewuste wanvoorstellings. Een bron sê een ding, 'n ander bron sê presies die teenoorgestelde. Dan gooi sosiale media ook nog olie op die vuur. Sit daar nog AI gemanipuleerde video's by en dan sukkel ek en jy om te weet wat is nou eintlik die waarheid. Wat en wie kan ons glo? Ongeag daarvan dat ons nie die feite het nie, begin mense dan spekuleer en opinies vorm op grond van hulle voorkeure. Hou jy van 'n sekere leier, dan glo jy die berigte wat hom goed laat lyk. Hou jy nie van hom nie, dan glo jy eerder die stories wat hom sleg laat lyk. So ontstaan daar kampe en skielik begin daar spanning kom tussen mense wat mekaar jarelank liefgehad het. Selfs families kan verdeeld raak. Mens hoor iemand sê, die wêreld gaan nou heeltemal ontspoor. 'n Ander een sê, nee man, alles gaan regkom. Nog iemand sê, hier kom groot moeilikheid. En tussen al hierdie stemme staan ek en jy. So, wat gaan jy doen? Om 'n goeie plan te maak, het 'n mens feite nodig. Jy kan nie 'n huis bou op hoe jy voel of hoe jy wil hê dit moet lyk nie. Nog minder kan jy 'n belangrike besluit neem net op aannames en moontlikhede nie. Die probleem is, baie van die dinge wat vandag gebeur, sien ons ten dele, soos Paulus sê. Ons weet nie wat is waar en wat agter die skerms aangaan nie. Dis presies wat hierdie vraag so moeilik maak. En net wanneer ons verdwaal in wat is en nie is nie, kom Psalm 91 soos 'n koel en vars briesie op 'n warm dag. In plaas daarvan om na alles rondom hom te kyk, en daar was baie bangmaak dinge waarop Dawid kon fokus, het hy gekies om te fokus op dit waarvan hy 100% seker was, God. Dawid werk nie met waarskynlikhede nie. Hy sê nie, miskien sal God help of daar is 'n kans dat God my sal beskerm nie. Nee, hy praat met 'n rustige sekerheid. Hy sê, hy wat skuil by die Allerhoogste sal rus vind. Let op daardie woord rus. Hy sê, die Here is my toevlug en my vesting. Met ander woorde, voordat hy probeer uitwerk wat in die wêreld gaan gebeur, besluit hy eers waar hy gaan staan. En dit verander alles. Wanneer jou voete op 'n stewige rots staan, lyk storms anders. Die wind waai nog steeds, maar jy word nie so maklik rondgegooi nie. Kom ek en jy gaan sit onder God se vlerke en vertrou die Gees om ons te wys wat hy wil hê ons moet doen. Die wêreld vra, wat gaan gebeur? Geloof vra, wie hou my vas? Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy word ons so maklik oorweldig deur die stemme rondom ons? Wat dink jy kan ons doen om in God se teenwoordigheid tot rus te kom? Hoe gaan jy vandag begin om op God te fokus in plaas van ander mense en die media? Here, help my om in my nie mooi weet nie op U te fokus. Leer my om in U teenwoordigheid my rus te vind en U stem duidelik te hoor, bo al die ander stemme rondom my. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag die Vader deur sy Gees vir jou lei in sy waarheid en mag jy elke dag ervaar hoe hy vir jou kom wys wat is sy wil vir jou lewe. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur
na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.